Vir live shows kan groot kunstenaars oor die R100,000 vra, backtrack of to not. Met kunstefeeste is daar 'n ontploffing in die hoeveelheid platforms vir live shows, maar die Afrikaanse musiekfeesfenomeen is al in 1981 gebore by 'n popfees aan die walle van die Vaalrivier. Uitstok was jong, maar daai was gesinsmense, babietjies en vrouens met snaakse haarstyle en mense met normale haarstyle. Dit was die eerste popfees in Afrikaans. Net Houtstok was groter. Daar was 22,000 mense. 1990 se Houtstokfees op 'n plaas buite Pretoria sal line-up sluit in Anton Goosen, Joos Tonteldoos en Koos Kombuis. Teen hierdie tyd is politieke protes hoogmode onder die jong gehoor. Dis die eerste groot saamtrek wat ek nou mense rondom 'n Afrikaanse dink gesien het sonder dit nou 'n konservatiewe tipe fees was. Dit is baie jong mense en baie mense wat positief voel oor wat Afrikaans doen op daai stadium. Ek Joos Tonteldoos daar gespeel en ons het tant Sunny Brill in haar band daar gehad en die ouens het onderbroeke in haar gesig gegooi. Maar vir progressiewe oorspronklike musiek was daai nogal 'n grondslag. Soos wat musiek en liriek is grondslag was, soos wat voelvry ook 'n grondslag was Uitstok 'n groot platform vir live bands. Kunstefeeste soos Aardklop en die KAK&K word vanaf die middel 90s 'n instelling in die Afrikaanse kultuur. Die eerste KAK&K word in 1995 gehou om 'n platform te skep vir teater na die afskaffing van teaterstreeksrade soos Kruik en Truk. Die gedagte was dat ons wou nooit Afrikaans red om een of ander politieke agenda of so nie. Vir ons was dit net baie belangrik om Afrikaans te demonstreer. As ek dink aan 'n fees soos KAK&K, dit het baie verander oor die afgelope paar jaar. In die eerste 5 jaar verdubbel die KAK&K jaarliks en ligte musiek word vinnig die gewildste item op die spyskaart, veral by oop verhoë soos in die Huisgenoot tent. Vandag is daar byna elke naweek 'n kunstefees op 'n ander dorp. That's why there's always a platform and a market for all different kinds of Afrikaans musicians to showcase their music and in that way gain a broader audience and keep their fan bases there because throughout the year there are those kinds of platforms that exist for them. Nie net verkoop kunstenaars hier CD's nie, hulle bereik ook 'n mark van reg oor die land, wat hulle andersins nooit by mekaar sou sien nie. Die funksies van musiek in 'n gemeenskap is in die eerste plek om mense te help om te ontsnap en te ontspan. Dis die vergeet aspek daarvan. Dis soms belangrik om bietjie in die stof te rol met 'n brandewyn en van alles te vergeet. Dis 'n belangrike funksie om bietjie stoom af te blaas. Dis partytjie, ja. Ja, bazaar. Boerebazaar. Geskiedenis wys dat ons 'n feestelike nasie is. Ons hou daarvan om te party, ons hou daarvan om te kuier en ons hou daarvan om bymekaar te kom. Hierom die kunstefeeste die beste kortliks te beskryf is 'n gevoel van Engelse term van ethnic nesting. Ja, ek kan nou nie help om te dink aan wat Pieter Dirk Uys destyds met die eerste en die tweede KAK&K gesê het, net gesê, ja, hulle sê julle trek laar, maar laar is dit kan mens seker nie. Ek sal sê, as baie fanatics wat na feeste toe gaan, veral Afrikaanse feeste, you know, mense wat diehard fans is van hulle taal, hulle is trots op hulle taal en hulle heritage en so aan. Ek kan nie fout is daarmee nie, solank dit net oproerig raak, you know, en mense begin nou vind. Ek dink daar is mense wat dink dat Afrikaners nie 'n land het nie en ek dink vir hulle is die tydelike gemeenskappe wat musiekfeeste in Afrikaans skep. Dis vir hulle dan daai land. Daai klein stukkies wat jy weet ons klompie is nou hier by mekaar. Sekere festivals waar jy toe gaan of sekere gatherings. Voel jy baie mal embarrassed om 'n Suid-Afrikaner te wees? Hoe dit nou van hier af verder gaan, dink ek is die hele ding van om dit meer en meer te integreer, die transformering van die kunstefeeste in 'n totale Suid-Afrikaanse konteks. Ek dink dit is die uitdaging. En ek dink dis iets wat baie nice is van Oppie Koppie. Oppie Koppie is 'n demoon van 'n ander kleur. Dis waar 'n klomp jong mense gaan om met alles weg te gooi
vir 'n naweek. En dis een van die gesondste dinge wat jy nou maar kan doen, hoor. Dis kom ek het so baie gedoen het. Dit is nodig. Op die koppie, ek weet nie man. Het was 'n bietjie laat, het was 1 o'clock. Sondagoggend en die mense was, hy crowd was die mekaar, bro. Nee, dat was. Nou, ik moet weer gaan naar die op die koppie toe, maar definitely wil ik op een vroegere timeslot perform. Ik moet van, ik weet niet van mensen alles gehoord wat ik gezien heb. Van mij goed kan een beetje vandaag ook eens, man. Soos, ik kan maar helemaal binnen mijn klatsen zo naar mijn nakkels draait. Dat is net tussen mijn lakken plakken, zo wat zij afgezwaaid. Nou, 1 o'clock die ochtend. Hoe gaan hij klinken voor jou? Hoeveel jaar is je al bezig met? 13. Hier is die 13e festival. De 13e festival? Wat van Cinema Houtstock en ons die verschil was, is daar was een politische agenda, ons is net een tune agenda. Om jezelf in te vinden en te proberen verdedigen is een baie... Dit is een korttermijnstrategie. Ik denk het is baie lekkerder om het oop te maken. Move it in en uit, kruisbestuif. Allemaal te nooi. Ding aan die gang, ja. Eindelijk, ik weet glad niet wat ik zeg, nee, maar... Dit is een nice ding om mensen bij elkaar te brengen, grenzen af te breken. Kijk wie kom je aan, hey! Dit aan het begin van op die koppie het mense gedink ons is duivelsaanbidders en ons het katakombes vol dagga hier waar mense aan kan rook. En sulke absoluut belaglike stories wat hulle in die kerke afgekondig het. Ek wil juist vir jou vra man, hoe werk julle stories backstage en so? Kan jy so aankom en so af? Hoe werk? Wie? Iemand soos jy? Ja, wel, ja. Het gaan 'n gesukkel afgee. Nee, daar is 'n hele skiem. Ons het allerlei akkreditasie, verskillende filters en goeie spesifiek ontwerp om ouetjies soos jy weg te hou van bandjies soos hierdie af. Is dit so daai pers daar's nie ja, dit is wat jy wil hê. Hier Lavender en hy happen. Hy kan jou in baie plekke inkry. Sal hy my backstage kan inkry? Hy sal jou backstage kan kry. Teoreties, in teorie sal hierdie ding omtrent enige plek inkry. Sal hy teoreties op my arm kan beland? Ek dink nie so nie. Ek dink as jy soos op die koppie toe kom, word jy definitief blootgestel aan 'n meer diverse klank. Dit is nou soos divers in taal, Engels en Afrikaans en divers in genres. Van hippies, punks, goths, whatever. Alles allemaal hier. Ek dink op die koppie is nie belangrik nie. Dit is vital. Dit is vital vir waar musiek vandag in Suid-Afrika is, vir hele scene is. Wel, as jy oor 100 jaar gaan terugkyk na hierdie tyd, gaan jy voelvry gaan uitstaan en op die koppie gaan uitstaan. Is cultural. Dit is heeltemal 'n ander agenda, politically en so is dit heeltemal anders, maar en van cultural significance is it's big. Op die koppie was mal geweest. Ek het die oggend wat ek aangekom het al vir Karel ontmoet. Ek meen hy organiseer al die ding vir soos meer as 10 jaar. Hy was soos die oorspronklike ou wat hy en Koos Kombuis almal het eers op daai koppie gejam. Daai gods is baie skerper as die ding. Ek het probeer. Ek het geargumenteer vir 'n tydjie. En ek het met Karel gepraat. Ek het hom gevra vir 'n backstage pass en ek het actually gedink hy sou dalk toelaat want hy het nogal vriendelik gelyk daar in die begin en sy kind was by hom en alles. Maar hy het op een gesê nee. En ja, toen moest ik maar net 'n ander manier vind. Ja, ek wou oor so 'n klomp portable toilette klim om in die plek in te kom. Ek moes verby 'n boom skuur. Die wagter het my gevang. Ek meen daar's basies van alle kante af is daar 'n manier wat hulle probeer stop om in te kom. Okay. Ek het drastiese beserings opgedoen. My palms was vol dorings wat redelik gebloei het. Dit was fyn dorings wat so in die vleis insteek. En
En maar toe ek daar opstaan, ek meen dit was absoluut die moeite werd. Toe ek nou uiteindelik met die manne kon praat. Ja. Die backstage. Kan ek maar op ons sit. Oh hey man, dit is hard vir my nou. Ja, ek het actually nog weer dit proef gegaan met die kom uit. Ek net so die party was so. Dit is gewoon daai. Series is al die mense is moet chill. Series is die backstage. Ja, ek weet. Jy moet nie chill vir 'n gig. Jy weet.